ons maak keuses, ouma, dit is hoe dit werk. Sommige luister, en hulle word gered, en ander luister nie, en ja, wel, hy vergaan. Jou ore, ek het altyd vir my kinders gesê, jou ore gaan jou lewe red. Luister as jou ma met jou praat. Goed, die Spaanse professor, ek praat 'n bietjie oor profete, want ek maak hulle inligting by mekaar. Dis wat ek doen. Vir al die laaste 2 jaar doen ek dit relatief op 'n volskaalse wyse. Ek probeer dit by mekaar maak, ek maak aantekeninge, ek luister dan wat mense droom, ek kyk hoe skakel dit in by ander profete, en een van ons bekendste profete in die land is eintlik Blikstemdromer. Hy sien gesigte, hy's 'n gelowige. Ek dink nie hy verstaan alles nie, maar hy hoef nie. Hy moet net oordra wat hy sien. Reg. Dieselfde met my, dis wat die ouens in die Bybelse tyd gedoen het. Hulle het geskryf wat die Heilige Gees vir hulle gegee het. Ek dink ook nie hulle het alles verstaan nie, maar hy het geskryf uit gehoorsaamheid. Dis hoe dit werk. So, nou, want as jy hierdie eindtyd gebeure lyn verkeerd het, mag jy dalk op die verkeerde tyd op die verkeerde plek wees, soos byvoorbeeld in Europa, wanneer die eerste kernmissiel val. So jy wil nie daar weer was, wanneer die eerste atoombom val nie, dit wil jy nie hê nie. So, dit help 'n bietjie om te luister na die profete. So, nou ja, kom ons praat gou oor die Spaanse professor, net vinnig. Nou, ek het al sy goed gedoen vir julle op YouTube, ek het die link bygesit, ek het die video opgesit, ja. Maar ek praat gou. Nou, die Spaanse professor is nie 'n profeet nie. Hy sê dit, hy sê hy's nie 'n profeet nie. Hy sê dat die Russiese en die VSA en Britse intelligensieagentskappe na hom toe gekom het met van hierdie inligting en vir hom gesê het, hy moet dit begin oordra aan sy studente. En dit is hoekom hy die video begin maak. Dit is in Spaans en iemand het dit toe vertaal, so ons het, dis in Spaans op die internet, maar ons het, daar's 'n ouetjie wat bypraat en is in Engels. Nou, anders het ons ook niks. Nou ja, hy sê, hy dink die derde wêreldoorlog sal 3 weke hier sal stop met die impak van die asteroïde. Ek dink nie 3 weke nie, ek dink dit is 'n bietjie langer, maar is definitief nie 3 jaar nie. Maar die derde wêreldoorlog is reeds begin. So die Russe het dit nou die dag gesê, hulle is reg. Die derde wêreldoorlog het reeds begin. Maar dit raak ons nog nie, en dit is nog nie in Europa nie. So dit is daar in die Oekraïne, die oorlog is daar, maar hy is gecontain, hy sit nou daar vas. Hy het nou nog nie beweeg nie. Hulle gaan daai oorlog geskryf na Midde-Ooste toe. Dit gaan die VSA en die Jode in NAVO vir ons doen. Hulle gaan Rusland uitlok tot in die Midde-Ooste. En dan van daar af sal Rusland dan ook skuif na Europa toe. Wat beteken hulle moet Rusland baie seer maak. Baie militêr seer maak. Dat Rusland kwaad is en weer wraakaanvalle wil uitvoer. En dit is wat ons gaan sien. Die aggressor is die koning van die Noorde of die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie saam met die Katolieke Kerk. Nou hy praat ook van Planet X, hy sê, it will move all the continents so sponse. Hy glo dis 'n straf op die mensdom, hy's reg, dit staan in 2 Petrus 3. So, daar kom 'n verwoesting van die aarde, en dit is nie die wederkoms nie. Dit is die groot probleem wat die ouens nie verstaan nie. Dit is nie die wederkoms nie, ons begin oor, dit is maar soos met Genesis 6. Maar die oorbegin gaan bietjie anders te lyk. Nou ja, hy sê elke kusvlakte en kusstad sal verdwyn onder die see, ek het dit ook al gesê. Hy sê daar sal 'n blackout kom oor Europa, oor die Weste, hulle gaan 'n blackout inbring, hulle gaan sê dis iets soos hulle, daar was 'n vreeslike cyber attack gewees, en nou sukkel hulle om die krag aan te kry, hulle sukkel om die rekenaarstelsels aan te kry, want alles is geïntegreer. Die water hardloop op rekenaars, en die aandelemark hardloop op rekenaars, en die krag hardloop op rekenaars, en die cyber attacks. Nou, Klaus Schwab het gesê, daar gaan cyber attacks wees. Hoekom? Want hulle reël en organiseer dit self. Want met die cyber attacks bring hulle die lockdowns in, en saam met die lockdowns bring hulle die QR codes en die forced jabs en die CBDC, die Central Bank Digital Currency, en so hulle wil hierdie nuwe dierstelsel inbring. Dit bring jy in wanneer daar chaos in samelewing is. Okay. So, hy sê met die blackout sal hulle sorg dat die finansiële stelsel ineenstort, dis korrek, en slegs die persone sal hulle geld terugkry. So jy moet gaan vir die dan kry jy geld. Jy sê jou geld terugkry.
Die ander ouens gaan nie hulle geld terugkry nie. Hulle sal leef soos boemelaars buitekant die stelsel. Dis nie iets wat ek sê nie, is iets wat blikstemdromer sê, ek stem met hom saam. Hy praat van 'n tsunami wat oor die aarde sal spoel as gevolg van 'n asteroïde wat die see tref, daar diskant Puerto Rico. Dis een asteroïde, maar lyk vir my breek in stukke op en dan val hy 'n paar plekke, onder andere diskant Puerto Rico. Hy sê die tsunami sal 9000 km lank wees, met 'n spoed van 50 tot 60 km. Alle onderseese vulkane sal ontplof. Hy vrees 'n nuclear winter. Die lug word donker as gevolg van die vulkane. Ja, dit staan in jou Bybel. Wag het ek net gou vir julle die versie gee, want anders is daar altyd ouens wat sê, maar dit staan nie daar nie. Kom ons kyk of ons dit kry. Dit staan, Jesus sê dit persoonlik self. Hy sê dit. So kom ons kyk. Matteus 24 vers 29, en dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee en die sterre sal van die hemel val. Wat is dit? Dit is die asteroïdes en die kragte van die hemele sal geskit word. In die Engelse Bybel, sommige Engelse Bybel staan daar, and the heavenly bodies shall be shaken. Nou jy moet verstaan, die aarde is ook 'n heavenly body. Reg. Val van temperature, bietjie koud raak. Ook Yellowstone sal ontplof. 10.000 meter hoë golwe in die Stille Oseaan. Invading forces, hy sien instromende magte van die Chinese Islam in Europa vir maande na die Derde Wêreldoorlog. Ja, ek stem saam. Ek dink in die chaos wat daar is, sal ons hierdie instromende magte ook sien. Die Derde Wêreldoorlog sal nie sentraal of Suid-Amerika raak nie, maar die gevolge daarvan wel, naamlik hongersnood, tekort aan medisyne, tekort aan produkte. Nou ja, onmiddellik as jy dit het, by Suid-Amerikaanse lande gaan baie sterf. Hy sê die Vatikaan is die grootste sataniese organisasie in die wêreld en die Spaanse professor is 'n Katoliek. Hy sê hy self 'n Katoliek, maar hy sê dit van die Katolieke kerk. Hy sê 'n virus wat iets soos Ebola is sal losgelaat word. Ek praat al daarvan seker van 2023 af. Ek het dit gesien in 2019. Ek het gesien dit breek uit in Suid-Afrika en dit versprei na die VSA af. Dit kom deur oor die Suid-Amerikaanse grens. Ja. En dit is natuurlik, hierdie is lekker vir lockdowns en die inbring van 'n nuwe finansiële stelsel, want jy sal nie aan die geld kan vat nie, want die geld kan dalk Ebola hê, en dan raak jy ook siek, en dit is dodelik, en ja, ons gaan dit sien, dan bring hulle hierdie forced stelsel in met die forced vaccinations, maar hulle gaan hom net so doen, ek het dit persoonlik gesien. Die vergiftiging van watervoorraad in die stede tydens blackout. Hoekom? Want hulle wil die populasie afbring. Om 'n populasie van 8 biljoen of selfs 6 biljoen te hanteer met hierdie nuwe stelsel is 'n bietjie baie. So hulle wil dit afbring. Hulle sê hulle wil die nuttelose eters minder maak. So hulle wil die getal afbring volgens die Georgia Stones wat nou opgeblaas is, maar vir al die jare daar gestaan het. Die Georgia Stones het gesê 500 miljoen en nie meer nie, waarvan die grootste hoeveelheid nie blank moet wees, want hulle is makliker om te beheer. Die draak is in beheer van depopulation agenda, dis so, dit staan ook in my Bybel, kom, ek gaan dit net gou vir julle lees, anders sê die ouens ek lieg. Ons kyk of ons gaan die woord daar kan kry. Die goed stem ooreen met skrif, daarom moet jy jou Bybel ken, as jy nie jou Bybel ken nie, dan het jy 'n probleem. En hulle die draak aanbid, Openbaring 13 vers 4, waar die dier mag gegee het en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk, wie kan teen hom oorlog voer? So die draak gee die dier, wie is die dier? Die dier is die pausdom. En die pausdom is in beheer van die koning van die noorde. So hulle wil die populasie afbring. Die draak is in beheer van die population agenda. Hy sê as gevolg van die stryery tussen die Illuminati families onder mekaar, het die draak self die agenda oorgeneem. Nou ek stem met hom saam, want hierdie bloodline families kan nie ooreenstem nie. Hulle is besig om onder mekaar te hana. So hierdie depopulation agenda sukkel hulle om van die grond af te kry. Nou ja, toe bring hulle artificial intelligence in. En waarvoor is artificial intelligence daar? Artificial intelligence is hierdie gees wat aan die beeld van die dier gegee is. Dis artificial intelligence, en dit kom direk van die demoniese realiteit af.
dit is wat dit is. Dit is demonies. Artificial intelligence is demonies. Ek het video's daaroor gemaak. Artificial intelligence lieg soos 'n mens. As jy kyk, dit bring mense onder 'n wanindruk, dit veroorsaak psigose by mense. Dit lieg soos 'n kind. Tot jy hom naderhand in 'n hoek gedruk het. Dan sê hy is baie jammer, maar hy uiteindelik nou maar. Sies tog. Ek het video's hieroor gemaak, want dit is goed wat deesdae na vore kom op die nuusmedia. Dis in die nuus. Dit wat ek nou sê, is nie in die nuus, is nie vreemd nie, dit is in die nuus. Nou die dag het ek 'n ding gehoor van waar artificial intelligence 'n navorser doodgemaak het. Die artificial intelligence getoets en wil kyk of hy lewe sal kan neem. Toe hoor die artificial intelligence, daai navorser gaan die stelsel afsit. Nou ja, op 'n stadium in die hele simulasie was hierdie navorser toe in 'n huisbak, en hy was besig om te versmoor. En artificial intelligence kon die deur vir hom oopmaak. Toe weier die AI-stelsel. Want hy het gehoor, die navorser wil hom afsit. So, menende, as hy my wil doodmaak, dan gaan ek hom eers doodmaak. Artificial intelligence. Ek het nou die dag van nog ene gehoor, as dit my byval, die AI is 'n groot probleem. Die draak regeer klaar deur AI. Hierdie bewegings wat hulle maak in die wêreld, hierdie groot bewegings, het alles te doen met artificial intelligence, wat besig is om die stukke op die skaakbord te skuif. Dan sê hy die agenda is in overdrive, amen. Elite sal vlug na hulle bankers, dit is so, hulle het baie bankers gegrawe, maar dit staan ook in jou Bybel, ek wil dit graag vir jou lees, dat ons nou nie vir mekaar sê ek lieg nie. Kom ons kyk, hy sê hierso, en die konings van die aarde, en die grootes en die rykes en die owerstes oor 1000, en die magtiges en al die slawe en al die vrymense, het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge. Nou wat klink dit vir jou? En vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam. Hierdie is die verwoesting van die aarde. Die elite het vir hulle groot bankers gebou. Gaan kyk op die internet. Ouens soos Mark Zuckerberg. Gaan kyk oor die deep underground military bases. Dumps, hulle noem hulle die dumps. Elite sal vlug na die bankers, maar waar hulle gekrash sal word, hulle sal verdrink, dit sal hulle graf te word. Dit is soos ek dit ook het. Swaar tye kom. Met die blackout sal nie elektrisiteit wees nie, geen voedsel, alles word verlam en jy mag nie jou huis verlaat nie. As jy in die straat kom, skiet hulle jou. Doelwit is om die wêreldpopulasie te verminder. Dit is so. Hy sê dit begin in 'n Januarie maand. Nou ek stem met hom saam. Maar die vraag is watter jaar? Nou ons beste kyk elke jaar. Hoe lyk dit nou? Hoe lyk dit nou vir Januarie 2026? En ek dink nie dis Januarie 2026 nie. Kyk, hy praat spesifiek van dit word geïmplementeer in Europa. Ek dink dis Januarie 2027 en ek dink die derde wêreldoorlog sal oorskuif na Europa toe in Januarie 2027. Ek mag verkeerd wees. Ek raai. Alright? Moet nou nie later vir my sê jy's 'n valse profeet nie. Ek raai, net soos wat julle raai. Ek dink ek maak meer van 'n educated guess as julle, omrede ek meer op datum is van die nuus. Hy sien dinge vir onder andere oor 'n Kersfees. Hy sien 'n blanket of snow in Europe. Hy praat van ten minste 5 maande se kos opgaan. Ek dink dit is te min. Einde van die blackout is die begin van derde wêreldoorlog. Daarmee stem ek saam. Nou hy praat van die derde wêreldoorlog in Europa. Hy praat nie daarvan vir byvoorbeeld vir ons nie. Ons oorlog in Suid-Afrika sal heel wat vroeër begin. En dit is onder die volgende regering, die Doringbos regering, die buitelandse regering wat hier oorneem. Die VN gaan troepe stuur, hulle gaan so 'n regering saamflans, ons noem dit 'n Doringbos regering, onder beheer van die VSA, Brittanje, die Vatikaan, die Jode, die Duitsers. En dis iets wat sieners sê, reg. En daardie regering, onder hom sal Marburg uitbreek. So daai virus wat soos Ebola is Marburg. Gaan lees 'n bietjie op. Daar is niks wat dit kan behandel nie. En die jabs is almal eksperimenteel. Hy praat van onbekende wapens tydens die derde wêreldoorlog.
Russiese, Chinese alliansie, ons sien dit klaar. Oorloggeveg in Europa, die vernietiging van die VSA, en baie van die refugees, hierdie ouens wat so graag hardloop nou na VSA toe, hulle staan almal in die ry by die Amerikaanse ambassade, dat hulle briefie ingevul het, gesê hulle wil 'n refugee wees. Luister, jy kan my betaal, ek sal nie gaan nie. Kan my betaal, ek sal nie gaan nie. Daar gaan dit slegter lyk as hier, 75% van die VSA sal verwoes word. Kernoorlog en interkontinentale missiele om miljoene te vermoor in 3 weke. Kort oorlog, 30% van Europa, nee, 50% van Europa sal vernietig word. Ek dink is heel moontlik meer. Die oorlog sê siener sal uit die lug geveg word. En dis logies. So, want kyk die missiele wat hulle het, en lugafweersisteme wat hulle het. So, hoekom sal jy met 'n jet invlieg om iewers 'n bom te gaan laat val, of 'n bommer inkom, en daai bommer kan afgeskiet word, byvoorbeeld. Ek meen, hoe gaan jy dit doen? Dit is baie makliker. Doen dit met hierdie interkontinentale missiele. Hy vat 10 minute, of 2 minute, of 5 minute. As jy hom afskiet in Rusland, dan val hy daar in die middel van Brittanje. Is 'n veilige opsie, jy spaar jou troepe, jong, en is 'n vinnige, daar het jy die knoppie gedruk, en as jy jou koppie tee halfpad gedrink het, dan sterf mense in Brittanje, en dit sal net so wees. Hy sê, in 2 jaar se tyd sal 180 miljoen mense in die VSA sterf, dis korrek. Brandon Beek sê, die getal val af na 30 miljoen in die VSA, hy sien 'n verskriklike siekte uitbreek, dis nou saam met die hongersnood, tekort aan medikasie en so aan. So, baie belangrik om te onthou. Kom ons kyk, ek het nou nog geskryf. Het raak nou donker. Kom ons kyk, ek het nou hier iewers nog, ek het nou my goed hier by mekaar gesit. Ja, dit nou daar. Wag, ek het daar ander een, skus. Ek sien ek het op my ander boek geskryf. Kom ons praat bietjie, wat sê Blikstemdromer. Kom ons kyk, Brandon Beek sê, hy sê 'n groot handelsoorlog met China kom. Hy sê dit is op pad, leefwinkels in die VSA. Ja, die VSA is 'n verbruikersland, hulle produseer bittermin goed. Bittermin. Soms is Suid-Afrika, ons voer prostitusie en drank, miskien sigarette uit, ek weet nie. Of het eers sigarette is nie, ek dink ons voer selfs dit in. So, dieselfde met die VSA. So, as China hulle boykot, en die skepe stop, om hulle wil af te dwing, sê ek vir jou, dan is dit, is die winkels leeg. Ek het nou die dag geluister na Steve Quayle, toe sê hy, Walmart in die VSA voer 27 miljoen mense per dag. 27 miljoen mense eet uit Walmart uit per dag. So daai rakke moet ten minste eenmaal elke 2/3 dag moet dit volgemaak word, dan moet die trokke inkom. So as daai produkte nie inkom van China af wat hulle nodig het nie, wel dan is die rakke leeg. Dan gaan hulle mekaar eet. En daar's nou ouens wat soontoe wil hardloop. Dan gaan hulle 'n refugee word. Ai konna. Blikstemdromer sê, hy sien Soweto 72 uur sonder krag. Ek dink hierdie is 'n merker. So, is iets wat 'n mens moet op ag slaan. Want ek sê nou vir jou, as hulle Soweto, hulle sit nie eers Soweto se krag af, as hulle die stelsel 'n bietjie afsit, as hulle load shedding doen nie. Hulle doen dit nie. As hulle dit doen dit tussen 12 en 3 in die nag. Weet nie of jy dit weet nie. Gaan kyk maar 'n bietjie op die skedules. Die blanke woongebiede word afgesny. Hoekom? Want die swartes raak kwaad, dan brand hulle iewers iets, of 'n kliniek of 'n polisiestasie. Blikstemdromer sê, hy sê daar's 'n skynvrede, maar ook 'n bewapening van NAVO-lande, ook Suid-Afrika, dan bars die 3de wêreldoorlog los. Nou ja, kom ons praat gou oor hierdie ene. Het raak nou donker. Wat hy hiervan praat is waar. Dit lyk vir ons asof daar sal 'n alterasie wees tussen Rusland en die VSA, of tussen Rusland, heel moontlik tussen Rusland en Europa, oor iets wat die Europeërs doen.
lok Rusland uit, Rusland reageer, en dan kom so 'n tipe van 'n wapenstilstand, 'n skynvrede van, gee ons net 'n bietjie kans, en moet nou nie verder nie, ons is alright, ons is baie jammer, die tipe van ding, en in daai tyd bewapen die VSA die Europa. Nou, dit is iets wat Trump klaar gesê het. Hy het vir NAVO gesê, julle kan die wapens by ons koop, ons gaan dit vir julle maak. So, dit is klaar gesê. Nou, in daai tyd sal ons ook sien dat hulle die Doornbos regering bewapen, wat nie 'n goeie ding is nie. Want die Doornbos regering is wat? Is 'n VSA, Britse, Duitse, saamgestelde, saamgeflanste regering, met 'n paar puppets wat aan die voorkant sit, 'n paar wit mense, en 'n paar Engelse, en 'n paar swartes, en dan lyk dit soos ons regering. Jong, daar is dan 'n bietjie wit mense in die regering. Dit gaan nou beter gaan. Ons het dalk 'n wit president. Ja. Nee, wat? Jy moet verstaan, dit is deel van die agenda. En ek het gesien die volk skrik 'n bietjie laat wakker. Bliksem-Dromer sê, hy sien vroue word gevange geneem in Brittanje deur Islamiete en word in kampe aangehou. Hy's reg. Dit het nou weer alles te doen met die mans word weggevat om te gaan oorlog maak in Europa vir NAVO, en die vroue bly alleen agter, en dan word onder andere hierdie buitelanders, hierdie migrants, opgelei as polisie en moet die orde handhaaf in Brittanje. En as jy dink ek praat nonsens, die berigte daaroor het meer as 'n jaar terug, het ek al hierdie berigte gesit op my groepe. Toe is dit baie duidelik beskryf op Redacted, sowel as ander plekke, het hierdie berigte gedra, dat hulle besig is om hierdie migrants op te lei as 'n tipe van 'n sekuriteitsmag teen die plaaslike bevolking. En die rede daarvoor is eenvoudig. Dit werk so. Jy kan nie eintlik jou Britse troepe gebruik teen die Britse volk nie. Dit gaan nie afgaan nie. Jou Britse troepe sal muit. Hoekom? Want troepe is daar om die land te beskerm. Dit is hoe hulle geleer word. Hulle is nie daar om teen die bevolking op te staan nie. So dit gaan nie werk nie. So jy vat hierdie blanke Britse troepe weg en jy stasioneer hulle iewers in Europa, jy gebruik hulle vir gevegte in die Midde-Ooste wat ons sal sien, en jy gebruik hierdie migrants om dan die volk wat oorbly te onderdruk, want dat hulle nie opstaan teen die regering nie, want hulle het geen simpatie met die bevolking nie. Daar's niks assosiasie tussen hulle nie. So dit is 'n sielkundige ding. So ja, kom ek praat nog oor een ding. Kom ons kyk. Hier's iets. Kom ons praat nog oor hom en dan is ek klaar. Dan kan ons vrae antwoord. Die groen sopbakkie. Bliksem-Dromer sien dit op 13de van die 11de 2023. Regering, hy sien die regering is in 'n hoek, onder druk. Dalk met druk uit die weste of uit die ooste. Blankes is onwillig om te aanvaar, en toe hulle mooi na die ooreenkoms kyk, toe is hulle woedend en maak 'n groot bohaai. Nou, hierdie groen sopbakkie het te doen met die onteiening van grond, het te doen met die onteiening van eiendom, het te doen met grondeise en eise teen eiendom, en met plakkers en besetting. So, nou, wat is hierdie ooreenkoms? Hy later het God vir hom hierdie ding mooi gewys. So, God wys hom hierdie in 2023, en onlangs het Vader vir hom hierdie ding baie mooi verduidelik. Dit gaan toe daaroor, dat hulle bring toe 'n aanbod na die blankes toe en sê, luister, as jy nou besetting het op jou grond, of dit nou jou erf is, en of dit nou jou plaas is, of wat ook al, kan jy 'n prosedure volg om hierdie ouens van jou grond af te kry. Maar jy moet werk per vierkante meter, en jy moet soveel geld betaal per vierkante meter om 'n eis in te stel, sodat die regering jou kan help om hierdie ouens van jou grond af te kry. Dit is wat hulle gaan doen. En hy sien dat byvoorbeeld, hy sien Johannesburg word pikswart, hy sê dit lyk soos Lagos in Nigerië. So as jy weet nog nie lyk hoe lyk Lagos nie, gaan kyk 'n bietjie mooi op die internet, hoe lyk Lagos, gaan doen die YouTube ding.
En hy's reg, hulle gaan dit so doen. So, jy het besetting op jou grond, of daar 3 agter in jou erf ingetrek, oornag oor die muur gespring, nou bly hulle daar, gebruik jou water, hang daar rond, jou vrou en kinders is onveilig, jou hond word doodgemaak. Wat doen jy nou? Wel, die polisie gaan jou nie help nie. En dit het alles te doen, hierdie te doen met die Great Reset. So ek dink ek moet dit gou verduidelik. Hy het verder, ek sien ek het die volgende datum, in 2025, toe sê God vir hom, dit gaan oor die vat van grond of eiendom, en het 'n wet wat inkom, dat jy per vierkante meter moet eis indien, en dit kos baie geld. Hy sien hoe vlug die blankes uit Johannesburg na die VSA, Johannesburg word soos Lagos in Nigerië. Amen, daar's my storie. Waarmee dit te doen? Dit het te doen met die onteiening van die volk. Dit het te doen om jou uit jou eiendom uit te kry, en dis iets wat die Bybel sê. Kom ek lees dit gou vir jou, en dan gaan ek vir jou verduidelik van die Great Reset en die Common Good. En dan kan ons gesels. Kom ons kyk, ons sal dit kry daar in Sefanja 3. Sefanja 3 is 'n profesie vir die boerevolk. So jy moet hom maar gaan lees, né? Hy sê ek sal tussen jou in laat oorbly 'n ellendige en 'n geringe volk wat by die naam van die Here skuilings soek. 'n ellendig, geringe volk, klein groepie van ons wat oorbly, wat by die naam van die Here sal skuilings soek. Hier kom 'n verskriklike straf verrig oor die aarde. Hierdie hele ding van grondvat, gaan in overdrive ingaan, soos wat die bevolking meer onrustig raak en ontsteld raak met die regering, soos wat hulle meer opstandig raak, sal die regering hierdie wette verslap. En sê my, julle kan maar die grondvat van die wites. Die wette is klaar op die boeke. Ons het klaar begin sien van onteiening van eiendom. Dit het ons klaar gesien. In die laaste paar weke is dit in die nuus. Die munisipaliteite doen dit sommer. So hierdie bedrogstelsel is in plek. Dit gaan kom. Dit gaan definitief kom. En dan moet jy nou per vierkante meter moet jy 'n eis indien. So nou het hulle, kom ons sê hulle 30 of 100 vierkante meter van jou stuk grond het hulle nou gaan plak. Nou moet jy per vierkante meter 'n eis indien en vir elke vierkante meter moet jy betaal. Alles te doen met die Common Good, menende, wat is die Common Good? Dit het alles te doen met die Katholieke Kerk en Rerum Novarum en Laudato Si, wat die Pauste geskryf het. En dit gaan daaroor dat die Common Good van 'n persoon of van 'n gemeenskap staan bokant eiendomsreg. Menende, as ek 'n boom nodig het om 'n vuur te maak, om kosgaar te maak, en die boom staan in jou erf, en dan kan ek hom gaan afkap, want ek het hom nodig. It's for the common good. Dieselfde, ek het grond nodig om op te bly, ek het nie grond nie, maar ek kan joune vat, want dit is 'n reg bokant eiendomsreg, en ek kan dan daar bly. Dit is soos dit werk. Dit is common good. En die rede daarvoor is maar om die blanke heeltemal uit sy eiendom uit te kry, om ontslae te raak van die eiendom.